Ek is so opgewonde om vanmôre hierdie woord met jou te deel. En ek praat met jou vanmôre oor hoor die bassein. Daar's baie klanke in hierdie lewe wat omgaan. En dit kan jou regtig verward maak. Dit kan jou in 'n situasie bring wat jy voel, maar Here, wat se klank is nou die regte klank? Ek weet nie meer nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek weet nie meer wie moet ek glo nie. En veral in hierdie tyd, want die woord van die Here sê in die laaste dae sal daar baie valse profete kom. Daar sal baie valse klanke wees wat probeer om die heiliges, die regverdiges ten gronde te laat gaan. En as die Here nie die tyd gaan verkort nie, dit gaan al hoe moeiliker raak. Hoor vir my, dit gaan al hoe moeiliker raak. Daarom is dit nodig dat ek en jy moet weet, daar is 'n klank, daar's 'n regte klank. En ons ore moet ingestel wees op die regte klank en ons moet toe wees vir die valse klanke. Amen. So ek bid so dat die Here vanmôre hierdie woord kragtig in jou hart sal laat ontplof, dat jy bewus sal wees, Here, ek maak gereed vir die regte klank in die lewe. Die regte klank in die lewe. Kom ons lees uit die woord van die Here uit in 1 Korintiërs 14 vers 8. As jy die woord van God het, sal dit goed wees. Maak die Bybel oop. Bring jou Bybel saam. Ek wil regtig jou aanmoedig, bring jou Bybel saam. Dis goddelik om nog die woord van die Here te hê. Ek weet die woord van die Here is op almal se toestelle, op jou selfoon en sulke dinge. Maar weet jy wat gebeur ook? Daar's ook 'n klank wat deurkom. Wanneer jy na die Bybel kyk, dan kom maar 'n klankie deur, 'n WhatsAppie deur. En dan is jy geneig om eerder na daai WhatsApp gou te kyk en agterslaan op die woord van die Here. Dis hoekom, dis eintlik maar die beste, sit daai selfoon af, maak hom toe en fokus net op die woord van die Here. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Kyk wat sê die Engelse Bybel. Hy sê, and in war, if the trumpet does not give a clear sound, who will prepare for battle? En die afgelope tyd hoor ek daai woorde, prepare, prepare, prepare. Kerk, ons moet ons voorberei. Ons moet ons gereed maak, want daar is 'n stryd om te stry. Maar daar's oorwinning te verkry in Christus Jesus naam. Amen. Loof die Here. En vanmôre is hierdie 'n oorwinningsboodskap. Lank genoeg het die vyand dit reg gekry dat ons die valse klanke glo en die valse klanke volg. Daarom is dit van kardinale belang dat ons moet 'n duidelike klank hoor en verstaan. Die belangrikheid om 'n duidelike klank te hoor, Paulus sê dit so uitdruklik. Hy sê, wanneer dit oorlogtyd is, en daar gaan 'n bassein af, en daardie bassein is nie 'n regte, skerp klank nie, dis 'n onduidelike klank, dan weet jy nie, moet jy nou veg, of moet jy nou vlug nie? Moet jy nou aanval, of moet jy nou net staan? Daar moet 'n klank wees wat jou inspireer om nou groter te gaan in hierdie lewe. Maar die vyand kry dit reg om so onduidelike klank in ons midde los te laat, dat jy raak verward, jy raak de mekaar, jy raak in 'n situasie dat jy nie weet wat om volgende te doen nie. 'n Onduidelike klank bring verwarring, dit bring onsekerheid, dit bring selfs verlies. Maar 'n klank wat die Here wil hê ons moet hoor, is 'n klank van oorwinning. 'n klank van deurbraak, 'n klank van jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. 'n klank van jy het krag, jy het energie, jy het vermoëns in die Here. Kom aan kerk, jy het vermoë in die Here. Vanmôre kom die vraag, wat se klank hoor jy en op wat se klank slaan jy ag? En ons moet daardie vraag met ons vanmôre beantwoord. Wat se klank hoor ek en op watter klank slaan ek ag? Daar's 'n klank wat van die begin af 'n geweldige effek het op 'n kind van God, en dit is 'n klank van skaamte.
'n klank van skande en skaamte. En daar's nie een in hierdie plek wat nie sê dat ek was al in 'n situasie van skaamte en van skande nie. Maar daai klank is so hard dat dit jou so kan oorweldig midde in die situasie, en daarom, kind van die Here, is dit so belangrik dat ons moet besef, daardie eerste valse klanke van 'n bassein het begin blaas in die tuin van Eden. Met Adam en Eva. Die oomblik toe hulle sonde doen, die oomblik toe hulle oë oop gaan, en hulle sien hulle is naak, wat gebeur? Hulle gaan kry weg. En hulle probeer met vye blare hulle skaamte bedek. En soveel van ons probeer met tydelike goed ons skaamte wegsteek, maar die Here het 'n antwoord vir elke skaamte en vir elke skande in hierdie lewe. Glo jy dit, kind van die Here? En terwyl Adam en Eva in so 'n situasie is, toe stap die Here nader en die Here roep en hy sê, Adam, waar is jy? Jy sien, skaamte steel jou vrymoedigheid. Skaamte. Toe Adam hoor, God vra, Adam, waar is jy? Toe sê hy, ek was bang, ek was naak, en ek het weggekruip. So skande veroorsaak 3 dinge in jou lewe. Dit veroorsaak vrees, jy is bang dat God en mens jou sal verwerp. En dit veroorsaak ook verberging. Jy wil jouself wegsteek. Jy wil jouself op 'n plek bring wat jy nie na vore toe kom nie. Jy wil nie in die lig kom nie, want jy's te bang. Wat gaan mense sê? En die ander ding wat plaasvind, die derde ding wat plaasvind, is verwydering. Daardie verhouding wat jy met God moet hê. En wat God so graag met jou as mens wil hê. Daardie verhouding wat ons met mekaar moet hê. Skaamte en skande veroorsaak dat daardie verhoudings word verbreek. Skaamte is nie net skuld nie. Hoor nou vir my mooi. Ek gaan dit weer sê. Skaamte is nie net skuld nie. Jy sien, skuld sê, ek het iets verkeerd gedoen. Maar skaamte sê, ek is verkeerd. Dis die hartseer. Ek is verkeerd. Skuld, ek het verkeerd gedoen. Maar skaamte is erger. Ek is verkeerd. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n mislukking. Ek gaan dit nie maak nie. Ek moet wegkruip. Ek kan dit nie meer vat nie. En die probleem is, daar's soveel valse basseine in ons tyd wat blaas. Van 'n jong man wat 'n fantastiese besigheidsman was en ewe skielik ondergaan hy moeilike omstandighede. Hy gaan in skuld in, sy besigheid misluk en ewe skielik voel hy, ek is 'n mislukking. En hy het nie meer die vermoë om op te staan en te sê, maar ek gaan weer 'n keer probeer nie, want die bassein van skuld en van skande en van skaamte is so geweldig, dat hy het nie meer die krag en die vermoë om aan te gaan nie. 'n Vrou, wie sy huwelik in duie gestort het, en sy skaam oor haar huwelik wat in duie gestort is, en dan weer klank daar die bassein van skande en skaamte, en sy voel, maar sy's nie goed genoeg nie. Die probleem lê by my, ek is die fout. En die vyand kry dit reg. Weet jy hoeveel kinders van die Here word gedruk onder daardie klank van skaamte en skande? En hulle het net nie die vrymoedigheid, hulle het nie meer die vrede nie, het nie meer die blydskap nie, wanneer daar geaanbid moet word, wanneer die Here geloof moet word, kan ek nie eens my hande opsteek nie, want elke keer, wanneer ek my hande wil opsteek om God te loof en te prys, hoor ek die klank van skaamte. En dan voel ek, Here, ek voel nie eens waardig om vanmôre tussen ander broers en susters van my te kom sit nie, want Here, my skaamte is te oorweldigend. Ek kan dit nie meer vat nie. En vanmôre gaan ons daardie klank verbreek in die naam van die Here.
Vanmôre gaan ons finaal daardie klank van skaamte en van skande en van nie genoeg, goed genoeg nie en van mismoedigheid gaan ons verbreek in die naam van Jesus, want daar is 'n ander klank wat besig is om gehoor te word en is die klank Jesus Christus wat vir jou en vir my die volmaakte prys kom betaal het. Amen. Ons tieners word so deur hierdie bassein geklank beheer. Ons tieners, baie van hulle is vasgevang in pornografie en dwelms en verslawing. En daai tiener worstel met daai goed en weet nie hoe om ontslae te raak van daai goed nie. En hoe meer hulle probeer om slae te raak, hoe meer word hulle vasgevang, asof hulle al hoe vaster draai in hierdie kolk van donker, duistere magte, wat 'n beheer wil vat van ons jong mense, en vanmôre sê ek in die naam van die Here, genoeg is genoeg. Ons jong mense gaan opstaan in die krag van die Here, ons jong mense gaan weer triomfeer, ons jong mense gaan weer hulle plek en posisie inneem in Christus Jesus, en triomfeer oor elke vyandsmag. Come on kerk, kan ons vanmôre autoriteit en gesag vat, en sê genoeg is genoeg. Ons jong mense gaan weer eens op 'n plek kom, van dat hulle kan voel, hulle neem grondgebied in, en verlossing en vrymaking is hulle deel in die Here. Christene pleeg sonde, en voel hulle so skaam om kerk toe te kom. Ek kan nie kerk toe kom nie. Wat as almal my gaan aankyk in my naaktheid, in my skaamte, in my toestand? Ek kan nie. Maar ek het vanmôre 'n boodskap vir hierdie kerk. Daar's 'n helderder bassein wat blaas, en dis die bassein van genade. Dis die bassein van genade wat besig is om in ons midde te blaas soos nog nooit van tevore nie. En daarom kan ek onomwonde die verklaring maak hier vanmôre dat Romeine 8 vers 1 sê die volgende: daar is dan nou geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. Halleluja. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En kan ek vanmôre hier die liggaam van Christus sien wat sê, Here, my hele wese wil wandel in die gees. My hele wese wil met U wandel, want in my vlees is daar swakheid, in my vlees is daar tekorte, maar Here, in U gees. En in die gees gaan ek dit maak. Amen. Daar is dan nou geen veroordeling. En ek wil hê jy moet dit vir jouself sê vanmôre, wys met jou vinger, druk dit so op jou bors en sê, daar is dan nou geen veroordeling nie. Stop met jou skaamte. Stop met hierdie skande, stop met hierdie wegkruip van jou, stop met hierdie terugtreë van jou, stop daarmee in Jesus naam. Daar is dan nou geen veroordeling nie. Sien, God kom in die tuin van Eden in, en hy sê, Adam, waar is jy? Nie omdat hy nie weet waar is hy nie, maar omdat hy gekom het om te herstel. Hy het lang voor die tyd geweet, voor die skepping, het hy geweet, Adam gaan fouteer. Adam gaan sonde doen. Hy het dit geweet. Ons besef nie die grootheid van God nie. Ons het vanmôre gesing van sy goedheid. Ek wil die verklaring maak, kerk, ons het nie 'n cooking clue oor die grootheid en die goedheid en die genade van God nie. Ons het nie 'n cooking clue nie. Ons baie keer meet God se goedheid met ons goedheid. Jy kan nie eers begin om te krap aan die goedheid en die genade van die Here en dink dat jy dit uitgefigure nie. Dink net, voordat God die skepping bymekaar gebring het al geweet wat jy gaan doen. Hy het geweet wat se droog ons gaan maak. Hy het geweet die gemors wat ons gaan aanjaag. Hy het geweet die teleurstellings wat ons gaan beleef. Hy het gesien hoe ons benadeel word. Hy
Hy het dit alles gesien. Hy het gesien hoe ons wegkruip. Hy het gesien hoe ons probeer om ons skaamte met tydelike goed te bedek. Hy het al die goed gesien. Dink net, toe hy Adam gemaak het en hy het hom goed gemaak en hy het die vrou met 'n wow gemaak. Dis hoekom die Engels is baie mooier wanneer hy die vrou verduidelik. Hy sê, wow man. Jy het 'n wow man langs jou vanmôre. Wow man, toe hy die vrou maak. En hy bring die vrou na die man. Al wat ek kon sê is, wow man. Wow man. Sy lyk soos 'n man, maar sy's wow man. Sy's baie beter. Midden van dit alles, toe hy daar die vrou geskaap het, toe hy daar die man geskaap het, en hy het gesê, hy het dit goed gedoen, het hy geweet, hulle gaan fouteer. En die oomblik toe hulle fouteer, het hy nie in die tuin van Eden ingekom, met die gedagte van, ek gaan jou afvee, van hierdie aarde af nie. Ek gaan jou nou elimineer nie. Nee, hy het reeds gekom met 'n plan. Adam, waar is jy? En vanmôre roep hy jou naam. En hoor vanmôre, hy roep jou naam met die gedagte van, ek kom met herstel. Ek kom met restaurasie. Ek kom met oprigting. Ek kom met 'n plan vir jou lewe. En vanmôre is hier 'n boodskap met 'n plan. Hier is 'n boodskap om vir jou te sê, vanmôre, genoeg is genoeg dat jy na my klanke luister, wat sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nie maak nie. Jy is 'n mislukking. Jy is vol skaamte. Jy kan nie nou die Here aanbid nie. Ek sê vanmôre, belou nie in die naam van Jesus. Satan, jy gaan ons nie verder so affekteer en so beïnvloed nie. Ons breek jou klanke, ons breek jou vermoë, ons kom teen jou in die naam van Jesus en ons sê, Satan, the blood of Jesus is against you. Amen. For he gave us victory. Hallelujah, he gave us victory. Daar's nou geen veroordeling vir die wie in Christus Jesus is nie. Hy kom nie met 'n houding van, nou gaan ek jou pak slaag gee nie. Hy kom met velle. Hy kom met rokke. Hy kom beklee hulle as 'n teken van wat gaan gebeur in die toekoms. En hy kom en hy bring die eerste bloedoffer. En hy sê eintlik vir Adam en Eva, dis net die bloed wat julle kan vergewe en vryspreek en nuut maak en herstel en verkoop, dat jy van jou skaamte ontslae kan word in die Here. Daar's 'n duidelike boodskap. Jy kan nie jou eie skaamte bedek met vye blare nie, kerk van die Here. Kom ons stop met hierdie goeters. Kom ons stop met hierdie tydelike oplossingkies in hierdie lewe. Kom ons gaan na die real thing toe. Ek sê, kom ons gaan na die real thing toe. Kom ons gaan na die regte ding toe in hierdie lewe. Kom ons skiep al hierdie tydelike goedjies in die lewe, want dit gaan jou net tydelike oplossings bied, maar daar's een wat vir jou 'n volkome oplossing alreeds bewerkstellig het in Jesus naam. Daarom sê Jesaja 61 vers 7 die volgende. Hy sê, ek kom gee vir jou skaamte, sal ek vir jou dubbel eer kom gee. Dubbel eer. Vir jou skaamte, dubbel eer. Romeine 10:11 sê die volgende, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Glo jy dit vanmôre? Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Skaamte sê, ek is nie goed genoeg nie. Skaamte sê, ek het verkeerd gedoen. Skaamte sê, ek het sonde gedoen. Skaamte sê, iemand het iets aan my gedoen. Skaamte sê, ek kan myself nie aanskou nie. Skaamte sê, ek is skaam oor wat ek geword het in die lewe. En hier's mense vanmôre, jy's anderste as wat jy 'n jaar terug was. Jy's anderste as wat jy 10 jaar terug was.
Iets het met jou gebeur en iets het in jou binneste verander. En nou is jy skaam oor wat jy geword het. Want die lewe het jou daarna toe gedruk. Satan het jou daarna toe gedruk, die vyand. En daarom is die skrifgedeelte so uitdruklik wat sê dat 'n onduidelike klank veroorsaak dat jy nie kan voorberei vir die oorlog of vir die stryd nie. Amen. Daar's 'n stryd, kind van die Here. Die Here wil nie hê dat jy moet wees soos wat jy vermoere is nie. Ek is skaam oor wat ek geword het. Vermoere is hier 'n antwoord. Die Here die oplossing. Die Here die antwoord. Is jy reg daarvoor? Om daardie oplossing en daardie antwoord te kan kry. Jy sien, die keerpunt is dat Jesus het jou skaamte op hom geneem. En hier is iets wat ons so vinnig oorsien. Daar's 'n besyn van die verbond wat blaas, harder as ooit van tevore. En ons moet dit beginne agslaan. Toe Jesus aan die kruis gehang het, lyk hy nie soos die prentjies wat die wêreld probeer vir ons wys hoe was die kruisiging nie. Hy was so bekleed met skande en met skaamte. Hy was naak gewees. Nie met 'n doekie om nie. Want hulle het met sy onderkleed het hulle gedobbel. Hulle het dices gegooi vir sy onderkleed. Onderkleed, wat beteken die onderkleed? Dit wat aan jou vel is. Hy was in totale skaamte. Want om naak te wees was die grootste skaamte, grootste skande van daardie tyd. Jesus, wat geen sonde gehad het nie, was gestroop, sodat hy kan wees wat ek en jy baie keer deur die duiwel wil hê ons moet wees. Naak, kaal, vol skaamte, vol skande. En hoor wat sê die woord van die Here. En hier is seker een van die mooiste gedeeltes in die woord van God. Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus. Hebreërs 12, 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is. Hy het 'n vreugde gehad om deur hierdie skande te gaan. Hy het 'n vreugde gehad. Hoekom? Want hy jou en my raak gesien. Hy het geweet, hierdie is net van tydelike aard. Ek sien in vreugde hoe my volk gered word. Ek sien in vreugde hoe my volk vrykom. Ek sien in vreugde hoe my volk gesond word. Ek sien in vreugde hoe my volk opstaan. Ek sien in vreugde hoe my mense uit wegkruipplekke uit te voorskyn kom en sê, hier is ek, Here, ek wil in verhouding met U kom staan. Hy het in vreugde dit gesien. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het. Daai woordjie skande beteken dat hy het na skaamte gekyk en vir skaamte gesê, skaamte, jy gaan my nie keer om my mense vry te maak nie. Jy gaan my nie keer om die prys te betaal nie. Jy gaan my nie stop om dit te doen wat gedoen moet word nie. En daarom, wanneer ons net nou die nagmaal gaan gebruik, wanneer ons kyk na die liggaam, kom ons lees dit vanmôre, Lukas 22 vers 19 tot 20, hy sê, en hy het die brood geneem, dis sy liggaam, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my herinnering, om my in herinnering te bring. So ook, vers 20, hy sê so ook, die beker na die ete, met die woorde, hier die beker, wat terwille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Hy het daar kaal gehang. Hy was in skande gehul, het hom gespot. Hy het tussen twee misdadigers gehang, met jou en my in gedagte gehad. Want hy het vir eens vir altyd gesê, ek gaan die skaamte
en die skande van jou af totaal wegneem. Ek gaan jou vry maak, ek gaan jou nuut maak, ek gaan jou optel, ek gaan jou kom verkoop. Die liggaam beteken dat sy liggaam word gebreek vir jou skaamte en vir jou pyn. En vanmôre wil ek vir jou sê, om aan jou vel gesny te word, om shots te vat, om houe te vat, dis seer. Maar skaamte is die grootste pyn van alle pyn. Skaamte en skande is die grootste pyn wat jy kan dit nie sien nie. Maar hier binne, hier diep binne, dis die seerste seer wat jy kan kry. So die liggaam spreek van ek vat jou skaamte en jou pyn weg, die wyn, sy bloed wat jou sondes uitvee. Dis 'n duidelike klank wat jou herinner, jy's vergewe, jy's herstel, jy het die mag om met vrymoedigheid na die troonsale van God toe te kan kom. Is dit nie wonderlik om hierdie gedeelte te kan hoor in Hebreërs 10 vers 19, ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Halleluja! En as ons vanmôre na die nagmaal kyk, dan is daar 'n klank wat gebasuin word, 'n klank van die kruis. Jy's vry. Jy's vergewe, jy's herstel, jy's nuut gemaak. Laat die duiwel maar sê wat hy wil sê, maar die Here het ons totaal vry gemaak, en ons totaal verlos, en ons totaal nuut gemaak. Skaamte is weggeneem, kind van die Here. Jy kan vanmôre opstaan, jy is rein. Jy sien, alles werk na die laaste bassein toe. Skaamte kan maak dat jy nie die laaste bassein mooi hoor nie. Skaamte kan maak dat jy jou rug draai teenoor dit wat waar is en dit wat goddelik is en dit wat ewig van waarheid is. Maar ek wil vanmôre hierdie skrifgedeelte vir jou lees by die bassein, by die laaste bassein, binne 'n oomblik, in 'n oogwink. 'n Bassein sal weer klink en die dooie sal onverganklik opgewek word en sal verander word. Ek en jy word vanmôre beklee. Ons is beklee vanmôre met 'n kleed van geregtigheid. Maar wanneer die laaste bassein geblaas gaan word, hier is nog 'n tentwoning, en hierdie ouetjie ervaar nog pyn, en hierdie ouetjie sê vir jou, ek is nie nou lus vanmôre vir kerk nie. En hierdie ouetjie sê vanmôre, nee, ek het te veel droog gemaak hierdie week, ek gaan wragtig. Ek gaan net by die huis bly. Hierdie ouetjie sê, hey, ek gaan wragtig nou nie my vrou vergewe nie. Ek gaan nie haar vergewe nie, ek was reg gewees. Ek gaan nie nou die saak reg maak nie, ek gaan nie. Dis hierdie ouetjie. En wanneer hierdie ouetjie wil bid, dan sê die Here, wat soek jy? Gaan maak reg. En sê, nee Here, ek was nie verkeerd nie. Sy was verkeerd. Adam het dit ook gedoen. Hy sê, Here, die vrou wat U vir my gegee het. Dis sy, Here. Dis sy. Dis haar skuld dat my verhouding met U nou in sy peekie in is. Dis sy, Here. Maar weet jy, die grootste geheim, en vanmôre hoor dit van my kerk, hoor dit van my af. As jy wil regtig hê jou gebed moet beantwoord word, gaan na jou vrou toe en sê, ek is jammer. Want 10 teen 1 is sy reg. Ons is harde koppe, o die Here weet, ons is harde koppe. Harde koppe. Maak reg, vergewe, spreek vry. Kom in vryheid. Kom in kontak met die Here. Kom in sy heerlikheid. Die lekkerste lekker is, want hy skande en skaamte wegvat. En daar's 'n klank wat opkom, wat sê, ek het jou vrygemaak. Jy's vrygespreek. Jy's vergewe. Jy's nuut gemaak. Jy's beklee met 'n kleed van geregtigheid, van heerlikheid. Kind van die Here, ons hoef nie langer in hierdie goeders vasgevang te word nie. Daardie skaamte hoef jou nie langer mee te beheer nie. Jy hoef nie meer langer te sê, ek is skaam vir wat ek geword het nie. Vanmôre kan jy sê, ek is bly vir wat hy my gemaak het.
Hy het my meer as 'n oorwinnaar gemaak. Hy het my 'n triomfeerder gemaak. Hy het my meer as 'n oorwinnaar gemaak. En ek het dit al genoem, maar vir jy wat het nog nie gehoor het nie, weet jy wat beteken het om meer as 'n oorwinnaar te wees? Weet jy? Ons lees dit in die woord van die Here, maar ons verstaan dit nie regtig. Wat beteken dit om meer as 'n oorwinnaar te wees nie? Dit is soos wanneer iemand in 'n bokskruit is en twee kampioene is besig om met mekaar te veg. En dan een van daardie boksers slaan 'n uitklophou. En daardie ou val op die grond neer. En die telling word gemaak 10, 9, 8. En hy's uitgeklop. En ewe skielik lig hulle die oorwinnaar se hande op en sê, hy is die kampioen van hierdie geveg. Hy het gewen. Weet jy wie is die meer as oorwinnaar? Sy vrou. Sy was nie in die kruit gewees nie. Sy het nie die houe beleef nie. Sy het nie die pyn gevat nie. Maar weet jy wat kry sy? Sy kry die check. Sy kry die geld. Sy was nie eers in die kruit gewees nie. Sy het nie die smarte beleef nie. Sy het nie die bloed geproe nie. Sy het nie die shots gevat nie. Maar sy staan met 'n magtige checkbord. $1 million. Want sy is gekoppel aan haar man. Jesus Christus het in die kruit geklim. Vir jou en vir my. En hy het vir Satan vir eens en vir altyd 'n uitklophou gegee. Die bloed het gespat. Hy het die pyn beleef. Hy het die shots gevat vir jou en vir my. Hy was gestroop. Maar die kerk, sy bruid, het met die check tevoorskyn gekom en gesê, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Kom aan kerk, as jy 'n meer as oorwinnaar is, staan op jou voete en sê, Here, ek eer U, ek prys U, ek het nie die pyn beleef nie, ek het nie die smarte beleef nie, ek het nie die bloed geproe nie. Hy het dit vir my gedoen. Daarom is ek meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Dankie Here. Ek verklaar vanmôre oor hierdie liggaam dat Jesus vat jou skande weg vir eens en vir altyd. Vergeet van die verlede. Vergeet van die verkeerde wat aan jou gedoen was. Vergeet van die seer en die pyn van gister. Elke keer is daar 'n besuin geklank wat wil jou weer terugruk na gister en eergister. Vanmôre stap jy weg. Jy stap uit daai vye bos uit. Stap uit daai vye bos uit. Stap uit daai vye bos uit. Vanmôre stap uit. Stap uit vanmôre en sê ek is klaar. Ek is klaar met hierdie tydelike oplossings. Ek vat my oorwinning. Ek vat my deurbraak. Ek vat my genesing. Ek vat my verlossing.